Baie welkom by vanoggend se erediens. Ook u wat op die sosiale media inluister, baie welkom hier by ons vanoggend. Dis 'n voorreg om so by mekaar te kan wees as gelowiges. Toe ons op pad was nou van die Port Elizabeth af hiernatoe, toe kry ek 'n man op 'n fiets daar by Perseverance rond. En hy het so 'n boks voor hom op sy swart fiets. En daar is 'n bord geskrywe, Jesus, He's the answer. Groot rooi letters op hierdie wit agtergrond. En dit was so versterkend geweest. En Jesus is natuurlik die antwoord. Van my en Wanda se kant af, 'n baie geseënde nuwe jaar en 'n voorspoedige jaar. En mag die jaar net vir u groot vreugdes inhou. En mag u die pad in hierdie nuwe jaar daagliks stap met Jesus, wat alles in almal se lewens moet wees. My gebed is dat u 'n woordjie sal hoor vanoggend, dat u 'n rigting sal kry, dat u iets sal ontvang vanoggend wat vir u sal help op u geestelike lewensreis hier op aarde. Kom ons raak nou stil en dan stel ons onsself in om na die woord van God te luister, maar ook om deel te neem deur die sang en gebed. Kom ons raak stil. Na u kyk ek op, u wat in die hemel woon. Kyk, soos die oë van slawe gerig is op die hand van hulle eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares. So is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy ons genadig is. Hierdie God van genade groet u vanoggend met die woorde genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Gees wat nou hier by ons is. Kom ons volg die musiekbediening en dan sing ons die volgende paar liedere, net soos dit vir u gemaklik is. 'n Mens sing miskien beter as jy regop staan, met jou longe en jou bors en goeters wat oop is. So kom ons staan. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek is in die hand, ek juig voor u. Ek is in die hand, ek juig voor u. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles. En u sorg dag na dag vir my kind. Ek is in die hand, ek juig voor u. Ek is in die hand, ek juig voor u. U seën word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy krone
heerskappy. Ek juig, ek is in U hand. Ek juig voor U. Ek juig, ek is in U hand. Ek juig voor U. Ek juig, ek is in U hand. Ek juig voor U. Ek juig, ek is in U hand. Ek juig voor U. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Jesus is mine. O wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed. Smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roeptaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roeptaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is voorbinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en in berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Dit is my roeptaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roeptaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roeptaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roeptaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek
Your spirit is a gentleman, standing at my hidden doors within. Will you wait for me to let you in, so you can set me free? Your spirit is a wrecking ball, tearing through my rail walls. One by one I watch them fall, till you are all I see. Oh, you're the life in me. Oh, you're the air I breathe. Oh, you're the chance in me. You're the chance in me. Your spirit is a whispering when all the lies are deafening. Speak to the very heart of me, and fear cannot remain. The spirit is the light ahead, calling me into the depths, daring me to take a step. Let you lead the way. Oh, you're the life in me. Oh, you're the air I breathe. Oh, you're the chains in me. You're the chains in me. Your spirit is a holy flame, burning all the old away. Here I am, Lord, have your way, till all that's left is you, and all that's left is you. Oh, you're the life in me. Oh, you're the air I breathe. Oh, you're the chains in me. You're the chains in me. The spirit is my God's friend, with me to the very end. Never be alone again. You're the change in me. Kom maar weer sit. Dankie. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, soos ons gesing het, wil ons sê, U is die lewe in ons. U gee vir ons die lewe. Die feit dat ons bereidwillig is om op te kom luister na U woord, is getuienis daarvan. Ons is absoluut van U afhanklik. Ons kan nie sonder U nie, Here my God.
het vir ons deur 'n ou jaar gebring en ons is nou hier aan die begin van 'n nuwe jaar. 'n Nuwe jaar wat vir ons voorlê vol geleenthede. Geleenthede om U naam te loof en te prys en te eer. Geleenthede om lig te wees in 'n donker wêreld. My gebed is, Here, dat waar ons U woord nou oopmaak en ons daaruit sal lees, U vir ons die krag en die geestelike krag en oë sal gee om te kan hoor die onhoorbare en te sien die onsienbare. Word verheerlik, Here. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons teks kom voor uit 1 Samuel 16 vanoggend en ons gaan die eerste 13 verse daaruit lees. 1 Samuel 16. Die Here het vir Samuel gesê: Hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing en olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel het gesê: Hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here: 'n verskalf moet jy saam met jou neem, en dan moet jy sê om aan die Here 'n offer te bring. Dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaai na die offer, en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een sal wat ek vir jou sal sê. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad hom bewend tegemoet en vra: Beteken u koms vrede? Hy het gesê: Ja, vrede, om aan die Here 'n offer te bring. Dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julleself en kom saam met my na die offermaaltyd. Hy het Isaai en sy seuns toe geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink: sekerlik, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê: Moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Isaai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy het gedink: ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar hy het gedink: ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Isaai gesê: die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isaai: Is dit al die jong manne? Hy het geantwoord: Die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaai: Laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy nie hier aangekom nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was 'n rooierig, met mooi oë en goeie voorkoms. Die Here sê: Toe staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en het hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het toe opgestaan en na Rama gegaan. Ons lees tot sover. Met my oordenking van hierdie teks is die gedagte wat by my opgekom het, dat God baie keer gebruik maak van baie vreemde keuses vir mense om dinge te doen in sy naam. En so staan ons hier aan die begin van 'n nuwe jaar, waar ons ook geleenthede op ons pad gaan hê en keuses sal moet maak. 'n jaar vol uitdagings,
waar ons sal moet besluit hierdie kant toe of daai kant toe en ons kop sal deurmekaar wees en ons sal nie weet wat om te doen nie. Want ons vermoëns is beperk. En natuurlik as kinders van die Here wil ons God se wil doen, hè. So het ek 'n klompie jare terug, toe ek nog voltyds in die polisiediens was, as die stasiekommissaris op New Brighton, was dit 'n baie moeilike tyd geweest. Dit was so die oorgangstyd na 'n nuwe politiek, en die politiek op daardie plek was aan die orde van die dag. Moeilik om te hanteer. Maar as Christen bevelvoerder het ek nie geskroom om God se wil te doen nie. En ek het besluit ek gaan 'n bidtuur hou met hierdie 200 plus lede wat ek gehad het. Onmoontlik. Dis asof daar 'n helse mag teenwoordig was. Ek kon nie 'n bidtuur reël nie. Wat is dit? Dis maar so maklik om 'n bidtuur te reël. Ek kon nie. En toe kom die gedagte my op, maar reël 'n bidtuur saam met die gemeenskap, die polisie en die gemeenskap. Maar voordat ek 'n plan in werking kon stel, toe sal 'n klop aan my deur en iemand kom in, 'n vrou uit die gemeenskap uit. En sy sê vir my, sy het 'n gevoel gekry dat die polisie en die gemeenskap saam 'n bidtuur moet hou. Hoe onwaarskynlik is dit nie? Ek het nie haar geken nie, sy het nie van my voorneme geweet nie, en so gebeur dit. En ons het 'n bidtuur gereël, en dit is toe goed ontvang, deur baie lede en gemeenskapslede bygewoon. Hoe gebeur dit? Al wat tot my gedagte kan kom is dat dit God is wat hierdie vrou geroep het. 'n Vrou wat uit gehoorsaamheid gereageer het toe God haar geroep het. En ons kon die bidtuur hou. Die gevolge van daai bidtuur sal ek nie weet nie, miskien eers hier in die hiernamaals, maar vir daardie dag en uur was dit die regte ding gewees om te doen. Ja, God vra gehoorsaamheid, soos hierdie vrou wat gehoorsaam was aan dit waarvoor sy gevra was. En ek glo u sal met voorbeelde na vore kan kom, waar die onwaarskynlike gebeur het. Vat nou maar die gewone gemiddelde ouetjie op skool wat niemand kans gee nie. En dan na skool is dit juis hy wat uitstyg bo almal, uitstyg bo die A-klas kinders, as ek nou so kan stel. Of daar's mense wat baie keer in situasies van droefheid en ellende en seer kry en swaar kry was, wat weer nuwe hoop gekry het in die lewe, wat van vooraf moes begin het, en dan gebeur die onwaarskynlike, en hulle vind weer vreugde in hulle lewe, iets wat onmoontlik sou geblyk het. Hierdie mense het almal in die krag wat God hulle gegee, baie meer gedoen as wat hulle gedink het hulle ooit in staat sou wees om te doen. As ons na die gebeure in 1 Samuel kyk, dan sien ons dat Israel op 'n draaipunt in hulle geskiedenis is. Die eerste koning van Israel, koning Saul, hy het baie verkeerde keuses uitgevoer, en so het hy God se seën op sy koningskap het hy prys gegee. So God verwerp hom as koning, en nou moet 'n nuwe koning aangestel word. En God stuur vir Samuel. Hy stuur hom na Isaia se huis toe om een van sy seuns te salf as koning. En omdat Saul nou geleef het, was dit 'n baie risky situasie geweest, en hy reël toe nou 'n ete. En Isaia en sy seuns word uitgenooi, en die eerste seun kom ingestap, Eliab, en Samuel is beïndruk. Hy gebruik sy vorige ervaring, want toe hy vir Saul moes gekies het as koning of gesalf het, toe was Saul ook mos 'n mooi man, groot, sterk, uiterlike goed. Hy gebruik daai kennis van hom. Maar die Here herinner hom daaraan dat die hart baie meer belangrik is as uiterlike voorkoms. En so kom al die ander seuns verbygestap, en is ook nie een van hulle nie. Maar o ja, daar's nog 'n laaitjie in die veld, hy pas die skape op.
Hy's onbelangrik, ek bedoel, hy's nie eens aan die ete toe genooi nie, shame, ek wonder wat het hy geëet daai dag. En Dawid word toe daar gebring, voor Samuel, en die Here sê vir Samuel, dis die een, salf hom as koning. Maak nie saak hoe hy lyk nie, dit maak nie saak hoe vuil hy is nie, hy is die een wat as koning gesalf moet word. Dis nie die uiterlike wat God beïndruk nie. God kyk na ons harte. Dit beïndruk hom. So alhoewel Dawid toe nog jonk en onaansienlik was, het God potensiaal in hierdie man raak gesien. Miskien sy getrouheid om daarna die skape te kyk. Ek dink ek en jy sou miskien probeer het om by die ete uit te kom. Want as jy getrou is aan hierdie klein dingetjies, dan maak dit jou eintlik gereed vir die grotere dinge in die lewe wat kom. En ons sien dat daai olie wat Dawid meer gesalf was, dit sou gou opdroog as simbool van sy koningskap. Maar God se gees was van daardie dag af in Dawid teenwoordig. So, hoe raak dit ons nou? Ons het 'n ander konteks. Ek wil in elk geval nie die president wees nie. Hoe raak dit ons? Ons staan voor keuses wat gemaak moet word. En die moderne mens glo in elk geval nie in God nie. Of die moderne mens het nie die gedagte dat God hom vir iets kan roep nie. Ek bedoel, jy neem jou eie besluite. Soos Tant Koekie sê, ons het interweb. As ons iets wil weet, dan Google ons dit. En ons kry ons antwoord. Ons kom eintlik baie goed reg. Google is vir ons van die beste. En dit is wat die wêreld sê. Hulle sal op hulle eie reg kom. Maar kinders van die Here, gelowiges, soos ons vanoggend hier sit, ons kyk met ander oë. Ons kyk met geloofsoë. Ons kyk na 'n God wat is. 'n God wat te midde van alles in hierdie wêreld, wat werklik daar is en wat bestuur en wat rig en wat in jou pad 'n sekere ding bring wat hy wil hê jy moet doen. Daar is 'n God by ons. 'n God wat besig is om sy koninkryk te bou. 'n God wie sy wil laat geskied. En jy het miskien die ervaring. Jy het miskien die ervaring waar jy vir 'n spesifieke taak geroep was. Ek dink nou maar aan Gert en die bedieningsspan hier voor, Rudy en Janet en almal betrokke. Mense wat ervaar het, maar die Here roep hulle vir 'n spesifieke taak en dan doen hulle dit. En dan maak die Here hulle pad vir hulle voorspoedig. Of dalk die beroep waarin jy staan. Die werk wat jy doen. Dat jy die ervaring het dat God jou geroep het om magistraat te wees of onderwyser of wat ook al. Ek wil amper sê, as jy nie daai ervaring het nie, moet jy bedank. 'n Ou se lewe moet 'n roeping van God wees. Die werk waarin jy staan, al die aktiwiteite waaraan jy deelneem, God se wil in jou lewe. En so gaan ons voor 2022 voor keuses te staan kom, waar ons besluite sal moet neem, of ek daardie onwaarskynlike persoon is wat die Here wil gebruik. Is dit nie dalk ek nie? Veral wanneer ons erns maak met ons verhouding met God. Veral as ons erns maak daarmee, dan is elke dag 'n dag waarop ons baie geleenthede het en besluite moet neem. Keuses moet maak. Sal ek of sal ek nie? En hoe redeneer ons daaroor? Ons is kinders van die Here, so ons wil in die eerste plek God se wil doen. Maar dan is daar hierdie minderwaardigheidsgevoel, ek is nie goed genoeg nie gevoel. En wanneer ons God se roeping in ons lewe eintlik opweeg teenoor hierdie slegte gevoel wat ek oor myself het, ek kan nie dit doen nie, dan weeg God se roeping altyd die swaarste. Dan is dit die belangrikste ding waaraan ek moet aandag gee. Kan nie wees dat die Here wil hê ek moet hier by die Kersmark werk nie. Ek het nog nooit by die Kersmark gewerk nie. Hoekom sal ek nou hierdie jaar by die Kersmark wil werk?
Maar is jy nie dalk daardie onwaarskynlike keuse nie? In die algemeen gesproke, beïnvloed die wêreldse dinge ons maar, en sê ons vir onsself, hoe mooier ek is, hoe slimmer ek is, hoe ryker ek is, of waar ek bly, of wat ook al, dis die ding wat my waarde bepaal, dit is wat my identiteit bepaal. 'n Duitse teoloog, Helmut Thielicke, hy het geskryf dat hy baie in die teenwoordigheid was van ouens wat oor hulle motors gespog het. Die een sou gesê het, hoor jy met daai motorkar van my sien, hoe vinnig is hy. Die ander een sou gesê het, maar hierdie een van my het tok, jy moet hom sien teen 'n opdraand uit. Hy sê dat hierdie mense eintlik hulle karre gesien het as 'n verlengstuk van hulle identiteit. Eintlik het hulle nie oor hulle karre gespog nie, hulle het gespog oor hulle self. So jy projekteer jou waarde op iets buite jouself om goed te voel oor jouself. Jy identifiseer eintlik met enige iets wat vir jou 'n bietjie waarde gee, gevoelswaarde of jou sosiale stand verbeter, totdat jy 'n punt bereik en sê, maar dis wie ek is. Ek is daai ou wat daai rooi Ferrari ry. Wow. Maar dis nie wat ons leer uit hierdie verhaal van Dawid se verkiesing as koning nie. Want God kyk met 'n ander oog na ons. God kyk met 'n ander oog, hy kyk na ons harte. God het 'n ander waardesisteem, 'n waardesisteem waar my tekortkominge, my foute en my rykdom en my prestasies en hoeveel grade ek het nie saak maak nie. Hy kyk na my hart. My identiteit is dan geleë in die feit dat God my gekies het. Hy het my gekies. Ek is deel van God se span. En hy het my geseën vir dit wat hy wil hê ek moet doen. Vroeër jare, ek het ook rugby gespeel, het hulle Saterdag se span op 'n bord vasgeplak en dan het jy nou so, ek is nou nie seker maar by Vrydag gaan kyk of jou naam op die lys is of jy Saterdag speel. En dan sien jy, daar's my naam, ek is gekies vir die span. Ek druk weer op nommer 7 flank. En jy's bly. Jy's deel van die span. Daai foute van jou van laasweek waar jy 'n paar strafskoppe afgestaan het, dis verby. Ons werk nou vorentoe. Is 'n nuwe wedstryd waaraan ons deel wil neem. So is ons deel van God se span. Ons is gekies. Daar is eintlik 'n blydskap hier binne ons. Maar dit vra van my natuurlik dat ek moet glo. Dat ek moet glo in Jesus Christus wat vir my sondes gesterf het en dat ek so in 'n verhouding met hom moet leef. Maar dit vra ook dat ek met 'n geloofsoog sal kyk dat ek sal raak sien hoe God na my kyk. Hy kyk na my met 'n hart vol liefde vir my, dat ek in staat is, dat ek goed genoeg is om die Kersmark nou as voorbeeld te neem, om by die Kersmark te werk of pannekoek te bak of wat ook al. So as God na my kyk, kyk dit na my hart, net soos hy na daardie vrou se hart gekyk het wat na my toe gekom het vir daardie bidtuur. Hy het haar gekies vir sy span en sy was gehoorsaam geweest. Sy het gevolg. Ons vind nie ons identiteit in verlengstukke van onsself nie. Ons identiteit is geleë in God se vreemde keuses om gebruik te maak van ons kleipotte wat maklik breek. Ons mense wat nie in hulle eie oë nie goed genoeg is nie. Mense wat vol foute is. Hy gebruik vir ons. So te midde van ons tekortkominge kyk God eerstens na my hart. En daarom is dit so belangrik dat ons harte sal oppas. Dat ons versigtig sal wees met dit wat ons toelaat om in ons harte te kom, want dit beïnvloed maar ons denke. As ons nou dink dat Dawid die enigste voorbeeld is van 'n vreemde keuse, dan moet ons maar deur die Bybel gaan. Wat nou vir Rahab? Sy was 'n prostituut. Nou nie een van die werke wat vooraan geskrewe is nie. Maar God het haar hart raak gesien. Sy die verkenners van Israel het sy weggesteek en die gevolg was dat sy en haar hele familie gespaar was toe Israel vir Jerigo ingeval het.
Vat nou vir Moses, sou julle hom gekies het om die volk van Israel uit te lei uit Egipte uit? Hy het 'n spraakgebrek gehad. Wie sou vir Jeremia toevertrou het met daardie belangrike boodskap? Gaan lees maar Jeremia. En hy het ook gesê hy kan nie goed praat nie. Ons kyk nou maar na die apostels, vat vir Petrus. Petrus is 'n man wat sommer vinnig warm om die kraag geraak het. Ek dink hy sou 'n bestuursvergadering hier by Noord seker lekker lewendig gehou het. En hy was die voorloper van die kerk van die Here Jesus Christus. Petrus. As dit eintlik nie vir Petrus was nie, was ons dalk vandag nie hier nie, as ons na die geskiedenis kyk. God wil hê dat ons sal omgee na ons harte, dat ons sal kyk na ander se harte en nie die uiterlike sal beoordeel nie. Professor Willie Jonker skryf oor hierdie gedagte van Dawid se verkiesing. Die koninkryk van God het 'n snaakse mannekragbeleid. Oral in die wêreld geld dit dat kragtige figure en persoonlikhede gesoek word vir die werk. Maar in God se werk sien hy nie na die sterkste persoonlikhede en grootste presteerders om nie. Hy soek juis diegene wat swak is in hulle self, selfs die armes van gees. Dawid se koningskap berus geheel en al in God se keuse en nie in sy voorkoms nie. En dan as ons nou ervaar dat ons gekies is, dat ons God se onwaarskynlike keuse is om te gaan pannekoek bak, dan sal die Heilige Gees vir jou die krag gee. Ons sien dit hier in vers 13 vir Dawid, waar die Gees van God van daardie dag af by hom was, hom versterk het en hom die krag gegee het om die taak waartoe God hom uitverkies is, om daardie taak te gaan verrig. En so is dit ook op ons lewens van toepassing. God vra net 'n gewilligheid by ons, en hy sal ons bekwaam maak vir dit waarvoor hy ons roep. Juis omdat ons uitgekies is, wonderlik uitgekies deur die almagtige God, wat wil hê ons moet iets doen. Jy kry 'n gedagte om iets te doen, en is nie sommer maar net 'n ding wat van self kom nie. God plaas daardie gedagte dalk in jou kop, en jy moet met hom woel, en kyk, maar wil die Here nie hê jy moet dit of dat doen nie? Het hy jou nie uitgekies nie, want hy sal vir jou toerus, en hy sal ons vergestel deur sy Heilige Gees. 'n Vers wat vir my nogal krag gee in swakheid, is die feit dat, as ek nou myself as voorbeeld kan noem, Johannes 5 vers 44 sê, ons probeer altyd guns kry en eer kry by mense vir take wat ons verrig, né? Klop op die skouer, hoor jy dan nou goed gedoen. Maar die Bybel sê nee, ons moet God se eer soek. Nou as ek vanoggend julle toehoorders se eer gesoek het, dan sou ek nou as ek nou 'n goeie Afrikaanse woord kan gebruik, dan sou ek moes geperform het. Maar ek kan nie. Ek het nie daai charisma of wat ook al nie. Ek doen dit alleen tot God se eer. En die oomblik as ek dit tot God se eer doen, dan is daar 'n las van my skouers af. Ek doen dit nie vir mense nie. So kan jy dit van toepassing maak op enige iets wat jy doen. Daardie moeilike werksituasie wat jy het, jy doen dit tot God se eer. So as God vanoggend nou hier was, deur Samuel, en Samuel, of as hy vir Samuel gestuur het, om iemand van ons nou te kies, en te salf tot 'n sekere taak, dan sou hy gesê het, julle ouens aan hierdie kant, julle lyk dan well dressed, ek gaan julle salf. Hy sou nie dit gedoen het nie. Hy sou na ons harte gekyk het. Ek kom van 98, 96 af, saam met Uitenaag Noord, en ek ken die lidmate. Ek weet hoe Uitenaag Noord se lidmate, wat in hulle harte is. Uitenaag Noord is 'n mense wat God se wil doen, mense wat geloofsmense is, mense waaruit strome lewende water ons visie vloei, en waar ons die donkerte in lig verander. Dit is wie Uitenaag Noord is. En daarom word ons gestuur. Ons almal is gestuurders op grond daarvan dat ons
God se keuse is, God se onwaarskynlike keuse is in die verskillende dinge wat ons doen, word ons juis in daardie situasie gestuur om die gebrokenheid van die wêreld te help verlig. En weet jy, soms blameer ons God vir dinge wat in die lewe verkeerd gaan. En dan wonder ons maar, hoekom laat God dit toe? Kyk maar na die wêreld hoe dit gaan. Ons kan maklik 'n vinger wys vir God en sê maar hy moes dit anders te bestuur het, nê? Want God sit daarbo. En hy bestuur dinge wat hier op die aarde gaan. Ek dink ons kon so geredeneer het as ons robotte was. As God robotte gemaak het, sou hy met sy control panel hier gesit het of met sy joystick, ek weet nie wat sy Afrikaans nie, en dan sou hy knoppies gedruk het en dan moet jy links en dan moet jy regs. En as ons dan 'n fout maak, dan kon ons geredeneer het, maar God het die verkeerde knoppie gedruk. Nee, God beklee ons met 'n sin vir verantwoordelikheid. Hy beklee ons met die vermoë om te kan dink. Maar bovenal, hy beklee ons met die Heilige Gees wat vir ons rigting gee en wat vir ons lei op die pad waarop ons moet stap. Ek sluit af. My waarde is geleë in die feit dat God my gekies het en dat hy my geseën het en gesalf het. Ek is goed genoeg vir wat ook al voorlê. U mag dalk vanoggend dink, maar ag, hierdie boodskap is nou nie vir my van toepassing nie, op my van toepassing nie, want ek is al te oud, ek is op pensioen, ek werk nie. Ek wil in elk geval nie werk nie, of ek is nog op skool, of ek is op universiteit, ek kan beswaarlik besluite neem. Maar dit is op elke gelowige van toepassing. Want ons, die dag toe ons vir Jesus Christus aanvaar het as ons verlosser, het God vir ons geseën en gesalf om te heers as konings, om te heers daar in die skool waar ek is, die universiteit, daar waar ek op pensioen is. Ja, ons gaan nooit op pensioen nie. Ons heers daar waar ons geplaas is, binne my moeilike werk, binne my gesprekvoering met my huisgesin, daar waar ek warm om die kraag raak vir sekere dinge wat in die huis gebeur en ek wil uitbars, daar moet jy heers, want jy's gesalf deur God om te heers. So in die algemeen is ons gesalf as konings om te heers. Maar daar is ook gevalle waar jy spesifiek vir 'n spesifieke taak deur God geroep word. Jy die onwaarskynlike, waar jy geroep word om hierdie studierigting te studeer, of om hierdie werk te gaan doen, of om geleenthede en situasies wat in jou pad gaan kom in hierdie nuwe jaar, waar jy 'n keuse sal moet maak, maar dit is God se stem. Hy wil hê ek moet dit en dat doen. Want hy kyk na my hart. Miskien is dit maar net om vir iemand te gaan bid, of iemand vir koffie te neem, of vir iemand langs jou in die bank te glimlag. Uitenaag Noord gaan in die jaar 2022 voor baie uitdagings te staan kom. Ek bedoel, dit is die eerste jaar waar Toby nou heeltemal alleen die hele jaar moet deurhardloop. En groot behoeftes sal ontstaan. En besluite sal geneem moet word. En mense sal benodig word om sekere take te verrig. Dis die gebed van my hart dat jou hart op die regte plek sal wees. Dat jou hart op die regte plek sal wees, sodat jy die regte besluit kan neem, wanneer daar die telefoon lui. En weet jy, wanneer ons binne God se roeping vir ons lewe leef, dan is die lewe 'n vreugde. Dan is dit, al is die werksituasie so moeilik, dan is dit eintlik 'n vreugde, want ek werk nie nou vir God om nou iets te doen vir God nie. Ek werk saam met God. Ons is 'n span. Hy het my gekies om binne sy span te dien. Ons as gelowiges vanuit 'n Nage Noord, ons is God se onwaarskynlike keuses om sy koninkryk uit te bou. Tot sover. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons is maar klein mense. Ons is maar klein as ons meet teenoor die heelal.
Ons voel partykeer maar of ons nie waarde het nie, Here, of ons maar net hier is om soos 'n bootjie op die oseaan rond te dobber en van geen betekenis te wees nie. Maar in U oog is ons kosbaar. U wil elkeen van ons gebruik. U wil ons gebruik om U koninkryk te bou. En dis die gebed van my hart, Here, dat Uitenaag Noord se lidmate bedag sal wees op U stem. Bedag sal wees dat hy of sy daardie onwaarskynlike keuse kan wees wat U in hierdie jaar wil gebruik. Seën vir ons, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons die volgende lied. Ons laat sien U wil met my U potte bouwen en is die klein voor my en maak my net soos U wil op U steeds wacht nederig en stil doen slechts U wil U wil met my toets en deursoek my al moet ek lei verder as was my vandag nog aan U voete sal ek steeds wacht slechts U wil U wil met my moeg en verlaten Heer staan by my raak en genees my Heiland en eer sal U almagtig oor my regeer hou my gewillig onder U hand lei my emosies krag en verstand ek wil U dien Heer ek wil U eer U weet die beste U moet regeer U weet die beste U moet regeer Liewe gemeente, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.